Okay, so vandag kyk ons na wette en reëls. Die eerste ene waar ons na kyk, is die verskil tussen twee vierkante as ons kyk na faktorisering. Okay, so wat die reël sê is, dit is 'n x kwadraat minus y kwadraat is gelyk aan x plus y, x minus y. So ons gaan vandag kyk, waar kom hierdie stelling vandaan? So, wat vierkant beteken, is net, jy het 'n vierkant, wat letterlik net die lengte en breedte is dieselfde. So daar het ons een vierkant. So ons kan dan vir hierdie vierkant, kan ons sê, die lengte is x, en die breedte is x. Okay, en nou het ons nou 'n tweede vierkant, wat ons het, en ons kan sê, die vierkant is y, en sy lengte is y. So, dit beteken, as ons sê verskil vierkante is, ek het hierdie area, wat ek hierso het, wat lengte maal breedte is, wat gelyk is aan x kwadraat, en ek het hierdie area, wat hierso is, wat lengte maal breedte, of lengte maal lengte is, wat y kwadraat is. En wat ek wil doen is, ek wil die areas aftrek van mekaar, dat ek kry x kwadraat minus y kwadraat. Okay. So, nou gaan ons kyk, as ons hierdie twee areas van mekaar aftrek, wat kry ons, as ons hierdie twee vierkante van mekaar aftrek? So, ons vat daai vierkant, en ons sit hom daar, okay, en ons vat nou hierdie vierkant, en ons trek die area af, van daai vierkant. Okay, so, die is met hierdie, so ons het nou daai is, hierdie was x gewees, vir die lengte daarso, okay, en dan daai lengte was x gewees, en dan het ons hierdie is y, en hierdie is dan ook y, wat vir ons dan 'n klein lengte hierso gee van x minus y, en dan het ons ook x minus y. So as hierdie twee areas van mekaar aftrek, mens kan amper sê dit is soos 'n kamer wat jy 'n mat het, en dan wil jy hierdie deel van die mat wil jy uithaal, en dan net bietjie deels of iets insit. So, wat het jy dan oor as jy hierdie twee vierkante mekaar aftrek? Jy sal sien dat jy 'n area het, wat dan oorbly, wat hierdie area is. En ons moet nou gaan kyk, as jy, wat is die waarde van hierdie area? So, die eerste een wat jy het is, jy het 'n area wat hierso lê. Okay, so en as ons hierdie ene gaan, daai deel van daai area gaan uittrek, en ons sit hom daar, kan ons dan sien dat die lengte van daai area is x. Okay, en dan sy breedte, wat ons hierso het, is x minus y. Okay. Maar dan het ons nou nog 'n area, wat oorbly, en dit gaan daai area wees. Okay, so as ons hierdie area, en ons vat hom nou uit, ons hou hom daar, sit eenheid daarso, okay, so nou het ons die area, maar jy sal sien dat die is ook x minus y. So wat ons nou wil doen met hierdie area is, ons wil hom net 90 grade omdraai. Okay, so ons het hierdie, sy lengte ook, wat y is. So daar sê ek, okay, so as ons hom nou gaan 90 grade draai, dan sal jy sien, hy pas perfek op die lengte van daai wat x minus y is, en dan het ons dan y. So as ons nou kyk na die deel wat hierso is,
dan is die totale lengte van hierdie reghoek is nou x plus y. OK, en dan het ons hierso die breedte wat x minus y is. Wat ons dan kry van die x waarde hierso, wat oorbly, die x minus y daar en die x minus y daarso. OK, so nou wil ons gaan kyk, wat is die area wat oorbly as jy hierdie twee vierkante van mekaar aftrek. So, en die area gaan wees, die area is mos lengte mal breedte. So ons het nou die lengte wat daarso is x plus y. OK, en dan die breedte wat ons daar het is x minus y. So dis waarom ons die stelling kan sê, dat as ons die twee groot vierkante van mekaar aftrek, x kwadraat minus y kwadraat, kan ons sê die oorblywende deel van dit is x plus y, x minus y. So die faktorisering van kwadrate het 'n stelling wat kom van dis die twee areas wat jy aftrek en dit is wat hier oorbly. As ons gaan kyk hoekom dit nie die som van vierkante is nie, sal julle kan sien dat as ons nou die areas wat ons hierso het, wat ons hier het, wat ons mekaar afgetrek het, as ons hulle by mekaar plus, daar is jou x kwadraat vierkant en dan moet ons hom buite sit. So dan het jy hierso jou x kwadraat en dan jou y kwadraat. So as jy dan sê x kwadraat plus y kwadraat, bly dit dieselfde as x kwadraat plus y kwadraat, maar dit is net hierdie twee areas wat jy by mekaar tel. So dis dan ons net die verskil tussen twee vierkante kan faktoriseer. Wat die stelling sê, is dan x kwadraat plus y minus y kwadraat is dan gelyk aan die x plus y, hakies x minus y. So heel later gaan dit hulle dit bietjie moeiliker maak, en dit lyk nie altyd soos vierkante nie. So mense net weet dat nie elke vierkant is 'n kwadraat nie. Dit is net dat as jy dit van mekaar aftrek, moet dit net dieselfde, die helfte van die eksponent is. So as ek sê x tot die mag 4 minus y tot die mag 4, kan ek dan sê dit word x minus x kwadraat minus y kwadraat, en dan x kwadraat plus y kwadraat. En dan as jy kan sien, dan het ons weer hierso 'n verskil tussen vierkante, wat daai x kwadraat minus y kwadraat, wat x minus y, x plus y is, en dan die laaste deel bly dieselfde, y kwadraat. OK, hulle kan dit vir jou anders toe ook vra, wat dit nou nog bietjie meer moeiliker maak, en baie keer as jy nou in hoër vlakke kom, sal dit dan so uitkom, veral in matriek, wat hulle sê dan x minus y, en dan lyk hierdie nie vir jou soos kwadrate nie, maar as jy dit moet faktoriseer, sê nou, jy het 'n vraag wat x minus y het, en jy het dit dalk iets soos onder x tot die mag half minus y tot die mag half onder die lyn. Kan jy die boonste ene faktoriseer as x tot die mag 1 oor 2 minus y tot die mag 1 oor 2, en dan hakies x tot die mag 1 oor 2 plus y tot die mag 1 oor 2. En dan het jy nou daaronder, het jy weer die x tot die mag 1 oor 2 minus y tot die mag 1 oor 2. En dan die twee kan dan mekaar uitkanselleer.
So die verskil tussen twee vierkante hoef nie altyd 'n kwadraat te wees nie. Dit moet net nie 'n ongelyke getal soos x tot die mag 3 wees. En dan begin dit 'n ander tipe faktoriseringssom raak. So daai is die reëls hoe die verskil tussen vierkante gekom het en om te onthou met faktorisering, dis nog steeds altyd die vraag is daar 'n gemeenskaplike faktor, dan vra jy is daar verskil tussen twee vierkante en dan is dit 'n kwadratiese 3 term.